Televisie in Suid-Afrika het verlede maand sy 50ste bestaanjaar gevier. Ons kyk nou na 'n oomblik van die heel eerste amptelike uitsending in Januarie 1976. CBM nommer 20/0550 opname 1. Dit is 5 Januarie 1976. Ons heet u welkom by die openingsaand van die volledige televisiediens van die SAUK. Dit is vir ons 'n besondere geleentheid. Reine Swanepoel is vanaand ons weeraanbieder en dan kan jy kyk na die programme soos op die rooster aan u vertoon. Vanaand om 8 uur is die aandag van die wêreld gevestig op die wedloop wat as die glanswedloop van die spele beskou kan word. Die 100 meter eindstryd vir mans. Die atlete is in 'n superstaat van afrigting. Nou die legendariese Heinrich Marnitz, wat jy 'n paar sekondes gelede in daardie videogreep gesien het, was dus die eerste amptelike aankondiger in Afrikaans op TV en hy kuier vanoggend hier by ons in die ateljee. Oom Heinrich, ek mag maar so sê, want ons het nou al saam gewerk, maar wat 'n voorreg. Ons 50 jaar gelede, so moet ek maar so sê. Baie welkom. Baie dankie, was heerlik om hier te wees. Dankie. Nou, ek wil sommer begin deur te vra, wanneer 'n mens nou kyk na daai videogreep. Ja, dan dat jy skam, ja. Goed, maar wat beteken dit vir jou? Ek meen, in 'n baie spesiaal soos hierdie, wat 'n televisie sy 50ste bestaanjaar gevier het en ons ook Afrikaans as sy 100ste bestaanjaar. Ja, dit vat 'n klomp goed nou saam, né? Ja. Ons is voor die tyd was daar 5 maande proefloopie en proefuitsendings en die mense was baie besig om programme gereed te kry en om hulle op die hoogte te bring van hoe hanteer jy televisie. So dinge was baie deurmekaar gewees en ek het nie besef dat die opening gaan so 'n groot geleentheid wees nie. Dit was maar, jy weet, een van die dinge wat moet gebeur. Maar as jy nou na 50 jaar weer terugkyk en hoeveel keer daar verwys word na die opening en dan sê hulle dit was die eerste aankondiging, Afrikaans of Engels, is die aankondiging was op 5 Januarie 1976. Ja, ek hoop my kleinkinders kyk ook daarna. Was jy ook senuweeagtig geweest voor daai uitsending? Man, weet jy, ek het net vir myself besluit, fokus, jy moet net fokus. Ja. En daar was van die televisiemense van oorsee en die een man het hier langs my kom staan en hy sê, look nervous. Toe sê ek, why must I look nervous? Toe besluit ek gaan nie nervous look nie. Wel, ek dink dit is 'n baie goeie wenk. Ja. Ons staan vir 'n oomblik stil by televisie, want jy het ook die hoofrol teenoor die legendariese Anna Neethling-Pool in die eerste drama op televisie, Bruidsbed vir Tant Nonnie vertolk. Ja. Kom ons loer net gou eers na 'n stukkie daarvan. Ja, ook. goed. Nou ja, toe moes ek nou uit die woonstelletjie uit. En ek moes in 'n Lucieshuis vir jou pa gaan wag. Maar wie net toe ek in daardie Lucieshuiskamer inkom. Toe sê ek vir myself, ek sê Nonnie, moenie uitpak nie, hier's dinge. En ek is so bly dat ek nie uitgepak het nie. Ek het daai hele nag regop gesit, jy kan maar sê ek het 'n nagwaak gehou. Hoe so Tant Nonnie? Wie luister? Wie moet te lag nie? Daniel, Petrus, Isak, Hendrik, my kind sit nou neer daai speeldoosie, net na jullie ding val. Waar kry Tant Nonnie dit? Want ek het al jare, wat vraag jy so uit? Nog een van vele hoogtepunte, né? Ja, dit was 'n storie van Henny Oukamp. Ja. En die ou tannie het blykbaar so 'n buiteegtelike verhoudingkie gehad en toe sy dogtertjie en ons gaan later na die graf toe waar daar 'n graf is, dan sê ek, wie is die sienaatjie Tant Nonnie? Wie is die sienaatjie? En sy sê, kind, moenie vir my vra nie. Ja. Nee, dit was die eerste Afrikaanse, die amptelike drama, maar ek was ook in die eerste proefloopie vir 'n drama. Dit was weer Blomme vir Ma. Ek en ja, so dit was 'n paar eerstes. Dit is wonderlik, want ek dink jy het soveel kennis, kundigheid, insig wat jy met ons kan deel. Ja, jy weet, ek het daar teen 'n Grand Dame gespeel, en wie was ek gewees? Hoor nou die nederigheid. Maar jy het ook 'n hele paar ander hoogtepunte op jou kerfstok wat uitsendings betref, en dit sluit onder meer in 7 buitelandse rugbytoere. Dit was lekker geweest, dit was lekker geweest. 13 keer by Wimbledon. Ja. Dan het ons 25 wêreldtitel boksgevegte, Olimpiese spele vir TV in 1992, Wêreldbeker rugby in 1991, toe's ek gebore net so terloops. Wat?
en 1995. Ja. So, is daar een van hierdie oomblikke wat spesifiek vir jou uitstaan? Want is seker Gerald Stransky se skop in 1995 op Ellis Park. Die skrum is net op die kwartlyn teenoor die kantlyn oorkant van die veld en die bal kom uit. Hy kom uit van Joost van Westhuizen na Gerald Stransky en hy skop palle toe en hy's hoor, hy's tussen die palle deur. En Suid-Afrika het 15 punte en Nieu-Seeland 12. Dis wonderlik. So neem jy ons terug in tyd. Nou, ek wil ook graag uitkom by 'n paar toekennings, want daar is 'n hele paar van hulle. Ek bedoel, ons het nie genoeg tyd. Ja, ek was 'n goeie broodbakker gewees. 'n broodbakker? Nee, ek kan nie kook Nee, maar nie. goed. Ek kan nie kook nie. 1990, die Artis toekenning vir beste uitsaaier by die SAIK. 1992. Bly nederig. Ja, nou, moet ek by elkeen stil staan of gaan ons gou deur hulle draf? Die staatspresidentstoekenning of die regeringstoekenning vir sportpersoonlikheid. Dit was nou 1992. In 1997 opgeneem in die eresaal van sportjoernaliste, SA Brouwerye, die Hall of Fame. Dan in 2013 Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniging. Ek meen daar's die Liberty Live Radio Awards eresaal Hall of Fame opgeneem vir radiowerk. En dan ook 2024 wat nou onlangs was, die Pretoria FM Platinum toekenning. Wat beteken toekennings oor die algemeen vir jou? Jy moet nie streef om 'n toekenning te kry nie. Jy moet jou beste lewer. Lewer jou beste ten alle tye, kompeteer teen jouself. As daar 'n toekenning is, wees bitter dankbaar vir die erkenning wat hulle vir jou gee, maar moenie dat dit die hoofdoelwit van jou werksomstandighede is nie. Elke dag moet vir jou belangrik wees by die werk. Elke dag kom met nuwe innoverende gedagtes. Ja. Maar moenie net dink, ek wil 'n toekenning, ek werk hier vir 'n toekenning nie. Daar was een keer 'n lelike reaksie gewees. En ek gaan dit nou maar noem, daar was 'n busramp, die lelike busramp in die Westdene Dam. Ja. En een van die omroepers, want die SAIK's was daar in die Auckland Park naby die dam. En hulle sê daar die bus het in die dam geval en een van die omroepers hardloop met 'n bandmasjien. Artismateriaal, en dit, ek haat dit, ek hou nie daarvan nie. Jy werk nie vir daai artis nie en dit is 'n ramp van mense. Jy werk vir jouself. Nie vir daai toekenning nie. En ek is so bly jy noem dit. Kom ons staan net vir 'n oomblik stil by daai nuusgebeurtenis, want ek dink soms is dit nogal moeilik om nie emosioneel te raak wanneer jy sommige stories dek nie. Ja, gelukkig het ek niks daarmee. Ek was op die 30ste verdieping van daai hoë toring gebou en ek het net gehoor die ambulanse gaan verby, ek het gehoor die sirenes loei. Ja. En ons was nie bewus van die impak van daai ongeluk nie. Dit was 'n dramatiese gebeure. Maar is daar 'n ander nuusgebeurtenis wat jou dalk bybly en wat jou erg aangeraak het? Jy weet hierdie Wêreldbeker 95. Ja. Dit was seker die grootste geleentheid, maar ook die opening van 1995 se Wêreldbeker op Nieuweland met die pragtige musiek wat gespeel is en die kommentaar wat ek gelewer het daar. Ek het 2 Wêreldbekers gedoen. Die een was in 91, maar toe het ons nog nie deelgeneem nie. Ja. En daar het ek, as ek vir jou moet vertel wat met my gebeur het, een aand. Is dit nou 'n stalkie? Nee, is nie 'n stalkie nie, dis 'n verhaaltjie. 'n Verhaaltjie. Ek saai rugby uit in Parys. Ja. Toe moet ek 'n bus haal na Lille toe. Maar my vliegtuigkaartjies is van Lille af bespreek terug Engeland toe. Nou ek kan nie Frans praat nie. En dit reën so bietjie en nou moet ek uitsaai in Lille, moet ek uitsaai Kanada speel teen Nieu-Seeland. Ja. Goed, ek is op die bus met my tas. Nou gaan my plek is bespreek van die lughawetjie van Lille af terug en 'n hotelletjie in Lille. So maar nie 'n groot dorp nie, stad nie. En ek vra vir die busbestuurder, laai my net by die hotel af as ons nou voor by die rugby kom, laat ek daar kan tuis gaan en my goed aflaai en dan gaan. Maar hy ignoreer my. En toe ons op pad soontoe is, toe sien ek maar so 15-20 km in die verte is 'n klein lughawe van waar af ek die volgende dag moet vlieg. Maar dit is donker, daar's niks. En toe ons terugkom van die rugby af, sê ek weer vir hom, hou net vir my by die hotel stil, dat ek kan afklim, want ek moet môre van hier af vlieg. En hy ry met my terug Parys toe. Nou sit ek in daai bus, wat moet ek nou maak? Ek kan nie Frans praat nie, as ek in Parys kom, 1:00 die nag, waar moet ek gaan slaap? Wat moet ek doen? Hoe op aarde gaan ek my vliegtuigkaartjies verander? En ek onthou daai lughawe. Nou is dit donker, dit reën. Dis 'n snelweg van Lille terug Parys toe.
En ek gaan hom, ek sê stop hierdie bus net hier. Ek besluit, daar sien ek 'n liggie ver en ek gaan na daai liggie toe loop in die donker en in die reën. En ek kan maar daar op 'n bank gaan lê en slaap in die lughawe. En dan die mense in die bus dink ek is mal. En hy wil nie stop nie. Ek sê vir hom stop die bus en haal my tas uit. Nou ja, daar gaan die bus. Hier staan ek in die reën op 'n snelweg in daai piknag donker. Liggie daar ver. Nou staan ek lig en kyk en ek kyk hierdie kant, ek sien hierdie kant is ook 'n lig, maar hy's vir my nader. Dis seker 'n plaas. 'n Boer se plaas. Ja. En ek vat my tas en ek begin stap hier deur landery in die donker met reën. Nie hard nie, dit reën saggies. Nou, ek gaan nou maar in die skuur slaap of waar ook al, want ek moet môre met daai vliegtuig, op daai lughawe moet ek vlieg. En toe ek daar by daai lug kom, toe sit 'n klein hotelletjie. Kan jy nou meer? Ek gaan in, ek hoor 'n geraas binne. Ja. Wie's binne? Die All Black span wat ek nou net uitgesaai het. Ek glo dit nie. Ek ook nie. Maar dis waar. Nou het ons, die tyd het ons nou ingehaal. Ek wou nog gevra het vir 'n belangrike wenk wat jy met enige iemand sal Bly deel. nederig. Bly nederig. Daar het jy dit. Baie dankie Is dat dit jy al? vanoggend. Dis al, die tyd het ons ingehaal, baie vinnig, maar dankie dat jy moeite gedoen het om te kom kuier. Dis 'n plesier. Baie dankie. En dit is dan al vir nou, maar net hierna gesels Arnold Geerts met die ultramaraton atleet Rwet van Sail oor haar ervaring by vanjaar se Kamerads. En as jy ons nou nog nie volg op sosiale media nie, maak seker jy doen dit. Gaan soek net vir Goeiemôre Good Morning op Instagram, op Facebook en op X. Ons is nou weer terug.